Goeiedag dames en here en welkom by Wiskunde in Afrikaans. Hierdie is die eerste van 'n reeks video's waarin ek alle graad 8 wiskunde behandel. So kom gryp gerus pen en papier en maak vir jou koppie koffie of 'n koeldrankie en kom volg saam met my. Jy sal sommer gou sien dat wiskunde eintlik baie maklik en eenvoudig is. In hierdie video gaan ek vir jou alles verduidelik oor getallestelsels. Getallestelsels werk net soos enige ander taal wat ek en jy met mekaar praat. So gestel ek en jy praat Afrikaans met mekaar. Ons gebruik sekere woordjies om sinne te bou wat ek dan spreek en jy luister daarna en so kan ek vir jou iets oordra en jy kan dit verstaan. Nou die woordjies wat ons gebruik om ons sinnetjies mee op te maak, het verskillende soorte klassifikasies of ons kan selfs dink daaroor as verskillende stelsels waarin ons woordjies val. So kry jy byvoorbeeld selfstandige naamwoordjies, jy kry bywoordjies, jy kry werkwoordjies en ander soorte woorde wat almal bymekaar kom om dan 'n sinnetjie te vorm en ek en jy praat die sinnetjies met mekaar en so kommunikeer ons in Afrikaans in ons taal. Wiskunde werk presies dieselfde, maar hier praat ons nou nie Afrikaans nie, ons praat 'n wiskundige taal met mekaar. En net soos ons in Afrikaans met mekaar praat in woordjies, praat ons nou in syfertjies met mekaar. Goed, soos wat jy woordjies kry wat verskillend geklassifiseer word, so kry jy dan ook syfertjies wat verskillend geklassifiseer word. Wanneer ek dan 'n sommetjie neerskryf, 'n uitdrukking of 'n vergelyking, dan kan jy, as jy dan ook die wiskundige taal verstaan, daai sommetjies lees en die wiskunde gaan dan vir jou sin maak. Goed, so getallestelsels is dan al die verskillende klassifikasies vir die syfertjies wat ons gebruik om wiskundige uitdrukkings en vergelykings te kan bou. Die eerste soort syfertjies waarmee ons te doen het, die eerste soort getalle, hulle noem ons natuurlike getalle. Natuurlike getalle kry die simbool N, hoofletter N met 'n dubbelstreepie en dit is hoe ons wiskundig die versameling van natuurlike getalle aandui. Goed, wat is 'n versameling? Die woordjie wat ek nou net gebruik het. Versameling beteken maar net al die natuurlike getalletjies wat daar bestaan bymekaar. So die versameling van natuurlike getalle. Nou wat is 'n natuurlike getal? Soos wat die naam vir ons sê hierso, natuurlike getalle is alle getalle wat natuurlik voorkom, wat jy in die alledaagse lewe rondom jou kan sien. Jy kan dink byvoorbeeld aan een kar, en die een kar het 4 wiele. Daar ry 3 karre in die straat, en die straat het 2 bane. Dit is baie eenvoudig. Of ek het 10 vingers aan my hand, en ek het 10 tone aan my voete, en altesaam het ek 20 tone en vingers. Baie eenvoudig. So enige getal wat begin by 1 en aangaan na 2 toe, 3, 4 ensovoorts. En kom ons sê ons kom by 9 uit nou. Goed. Nou baie jare gelede toe die wiskundige taal nog uitgedink word, het die wiskundiges by die volgende dilemma gesit. Hulle het almal onder mekaar geredeneer, wat gaan ons hierdie 10de syfertjie, hoe gaan hy lyk? Hoe gaan ons hom neerskryf? Hoe gaan ons hom voorstel wiskundig? Die wiskundiges het onder mekaar geredeneer dat gestel ons gebruik nog simbole. Ons gebruik 'n simbool vir 10 wat so lyk. En kom ons gebruik dan 'n simbool vir 11 wat so lyk. En dan 1 vir 12 wat dalk so lyk. Goed, nou gee dit vir my 'n klompie unieke simbole. Uniek beteken elke ene lyk anderster. 10, 11 en 12. Maar jy kan op jouself dink, dit is eintlik 'n groot probleem, want gestel ons kom by die getal 100 uit. 100 moet dus nou 100 unieke simbole hê. Unieke simbole. En ons moet nou al daai unieke simbole onthou.
Dit maak dit nogals 'n bietjie moeilik, want om 100 unieke simbole te onthou, dit vat nogals 'n bietjie breinkrag. Die ander probleem was ook, hoe doen ek byvoorbeeld 'n sommetjie wat so gaan lyk? 1 plus 10. Wat sal sy antwoord wees? Ons weet mos nou al dis 11, maar nou moet ons 11 nou so lyk. Goed. Nou kan jy sien, dis baie moeilik om jou wiskunde op hierdie manier te doen. Want jy het 1 syfertjie plus 'n ander syfertjie en dit gee nou vir my 'n derde syfertjie. 1 simbool, nog 'n simbool en nog 'n simbool om te onthou. Dit maak die wiskunde vir ons 'n bietjie moeilik. Die wiskundiges kom toe by mekaar en hulle sê vir mekaar, kom ons definieer die volgende getal 0. En ons definieer 'n versameling wat net 0 bevat. Net die 0 versameling. Goed. Wat die 0 versameling ons nou toelaat, is ons kan nou ons syfersimbole na 9 aandui as, kom ons veeg gou hierso uit, as 10. En die 10 is dan die syfersimbool 1 en die syfersimbool 0. Goed, nou kan ons verder aantel, en as ons byvoorbeeld 11 het, ons weet 11 is 10 en nog enetjie, so ons kan die 11 simbool aandui as 11, 2 ene. En net so kan ons aangaan en die 12 gaan aandui, want ons sien mos nou die 12 is 'n 10 en 'n 2. Goed, so ons hoef nie meer hierdie snaakse krulletjies en vrilletjies en dingetjies te gebruik nie, en wanneer ons dan nou kom by sommetjies doen, dit kan ons nou baie makliker doen, want ons kan nou hier gaan sê, 1 plus 10 raak nou 11. So, die 10 wat ons hier gehad het, plus die 1, en die 1 skuif dan in die posisie van die 0 in. So dit gee dan vir ons 11. Dit maak dit baie makliker om wiskunde te lees, te verstaan en aan mekaar oor te dra. Goed, natuurlike getalle en die versameling 0 kom by mekaar en dit vorm dan vir my die volgende kategorie van getalle wat ons telgetalle. Telgetalle het die simbool en, dubbelstreepie en, 'n nulletjie by, wat aandui die natuurlike getal en die 0 wat bygekom het. Goed. Nou, telgetalle is dan al die getalle van 0 af. 0, 1, 2, 3, 4, ensovoorts, so groot soos wat ons die getalle kan uitdruk. Die wiskundiges was nou baie bly gewees oor hulle natuurlike getalle wat hulle gedefinieer het en hulle 0 wat hulle gedefinieer het, wat dit nou baie makliker maak om wiskunde te doen, te skryf en aan mekaar oor te dra. Maar hulle het toe by die volgende probleempie gaan gesit. Gestel ons het die volgende sommetjie, 2 plus 3. Dis 'n baie maklike sommetjie hierdie en sy antwoord is net 5. Gestel ons het die volgende som, 2 minus 3. Wat gaan sy antwoord wees? Nou, dis eintlik baie maklik om op hierdie stadium te sien. 2 minus 3, sy antwoord is net eenvoudig minus 1. Goed, maar die wiskundiges van baie jare gelede het nog nie 'n definisie vir negatiewe getalle gehad nie. So vir hulle was hierdie sommetjie baie moeilik om te doen. Hulle het nog nie verstaan hoe om dit te doen nie. Wat die wiskundiges toegedoen het is om by mekaar te kom en nog 'n tipe, 'n kategorie van getalle te definieer. So hulle definieer toe nou negatiewe getalle. En hulle gee die negatiewe getalle die simbool is Z, dubbelstreepie Z, met 'n minusie by. Goed. As ons negatiewe getalle nou gaan voorstel,
dan kan ons dink aan 'n getallelyn. En my getallelyn, soos wat ons na die regterkant toe beweeg, raak my syfers meer en meer positief. En soos wat ons na die linkerkant toe beweeg, raak my syfers meer en meer negatief. So gestel hierdie is my punt 0 op my getallelyn, dan sou hierdie puntjie byvoorbeeld gewees het 1, hierdie enetjie 2, hierdie enetjie 3, hierdie enetjie 4, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar as ons nou na die negatiewe rigting toe gaan, dan definieer ons negatiewe getalle as -1, -2, -3 en -4 en dan weer sovoorts. So kom ons kom gou terug na ons sommetjie toe. 2 - 3. Ons begin met die 2. En waar is my 2? Hierso sit my 2tjie. Nou beweeg ons 3 spasies in die negatiewe rigting. So met ander woorde, ons beweeg na links toe. Hier's 1 spasie in die negatiewe rigting, 2 spasies in die negatiewe rigting, 3 spasies in die negatiewe rigting. En waar los dit ons dan nou? Hier by hierdie punt, wat -1 is. Goed. Jammer. -1. As hy. Goed. So, my negatiewe getalle wat ek nou gedefinieer het, laat my toe om sommetjies te doen, waar die getal wat ek aftrek groter is as die getal waarmee ek begin, en ons kan dan met negatiewe getalle werk. Die kombinasie van telgetalle en negatiewe getalle kom dan by mekaar en vorm vir my die versameling van heelgetalle. Heelgetalle beteken maar net enige getal wat nie 'n breek is nie. Met ander woorde, 1 is 'n heelgetal. 7 is 'n heelgetal. 10 is 'n heelgetal. 1223 is 'n heelgetal. Maar 1,5 is nie 'n heelgetal nie. Hoekom nie? Want ons het 1 hele gedeeltetjie hier, maar hier het ons net 'n halwe gedeeltetjie. So, die half is obviously nie 'n hele nie, so die getal 1,5 is nie 'n heelgetal nie. Die getal 2 en 'n 3/4 is ook nie 'n heelgetal nie, want alhoewel ons 'n hele stukkie 2 het, het ons hier 'n breek. En 'n breek is nie 'n heelgetal nie, so die getal 2 en 'n 3/4 is ook nie 'n heelgetal nie. So heelgetalle is net hele getalle, presies soos wat die naam vir ons hierso aandui. Met heelgetalle kan ons nou al heelwat wiskundige bewerkings doen. Ons kan byvoorbeeld gaan kyk na faktore van getalle. Ons kan gaan kyk na priemgetalle. Ons kan gaan kyk na priemfaktore. En ons kan ook gaan kyk na ander wiskundige bewerkings wat vir ons gaan help om byvoorbeeld die kleinste gemene veelvoud uit te vind, die KGV, of die grootste gemene deler, die GGD. So, die versameling van heelgetalle is dan al die getalle wat van minus oneindig af toe loop na oneindig toe. Nulletjies hier in die middel. So die versameling heelgetalle sluit in alle getalle van negatief oneindig af tot by positief oneindig. En oneindig is maar net 'n simbool wat 'n verskriklike groot getal aandui, groter as wat ons selfs een kan dink aan. Heelgetalle kry die simbool Z. Van my heelgetalle af vertak my getallestelsel nou in 'n aantal rigtings.
So dit vertak eerste in 'n rigting in en die rigting lei vir my na rasionale getalle. En in 'n ander rigting in en hierdie rigting lei vir my na irrasionale getalle. Goed, nou, die definisie van 'n rasionale getal is enige getal wat jy kan skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle. Met ander woorde, 'n half is 'n rasionale getal. 7/3 is 'n rasionale getal. Die getal 17 is ook 'n rasionale getal, want 17 kan uitgedruk word as 17/1 of 17 gedeel deur 1. En enige getal wat jy deur 1 deel, bly daai selfde getal. So, by my rasionale getalle, hierdie getal is 'n heelgetal, hierdie getal is 'n heelgetal. So, die breek 'n half is 'n rasionale getal. Hierdie getal is 'n heelgetal, hierdie een is 'n heelgetal en die breek 7/3 is 'n rasionale getal. 17 is 'n rasionale getal want 17 is 'n verhouding van 17/1 en albei van hierdie is rasionale getalle. So 17 is ook 'n rasionale getal. Irrasionale getalle is dan getalle wat jy nie kan uitdruk as 'n verhouding van twee heelgetalle nie. 'n Voorbeeld van 'n irrasionale getal is byvoorbeeld die vierkantswortel van 2. Daar is nie iets wat ons kan skryf as 'n of ander heelgetal op 'n heelgetal wat vir my die antwoord gaan gee wat dieselfde is as die vierkantswortel van 2 nie. Daar bestaan nie so iets nie. En ons kan dit ook sien wanneer jy die vierkantswortel van 2 in jou calculator intik, dan kry ons die volgende. 1,414213562. Stop my eers net daarso. Kyk nou gou mooi na die desimale syfers van die vierkantswortel van 2. Daar bestaan nie 'n patroontjie tussen hierdie syfers nie. Dis verskillende syfers regdeur. Kom ons vat gou byvoorbeeld die rasionale getal 1/3. Weereens kyk mooi, 'n heelgetal op 'n heelgetal. So, dis 'n rasionale getal. Dis die verhouding van twee heelgetalle. Nou, as jy 1/3 op jou calculator intik, dan kry jy die volgende: 0,33333 ensovoorts. Hier kan ons weer mooi duidelik sien as 'n patroontjie. Elke getalletjie is 3. Kan julle sien die verskil tussen 'n irrasionale getal en 'n rasionale getal? So 'n irrasionale getal is ietsie soos die vierkantswortel van 2 wat ons nie kan uitdruk as 'n verhouding van twee heelgetalle op mekaar nie. En 'n irrasionale getal sal gewoonlik 'n aantal desimale syfers hê wat nie 'n spesifieke patroontjie volg nie. 'n Rasionale getal op die ander kant het weer desimale wat 'n patroontjie volg en dit kan uitgedruk word as 'n verhouding van twee heelgetalle. Ander voorbeelde van irrasionale getalle sluit ook in die vierkantswortel van 3 of pi, die simbool pi. Die simbool vir rasionale getalle is Q met 'n dubbelstreepietjie en die simbool vir irrasionale getalle is ook 'n Q, maar net met 'n afkappingstekentjie aan. Goed. Rasionale getalle en irrasionale getalle vorm al twee deel van nog 'n getallestelseltjie wat ons noem reële getalle. Reële getalle. En reële getalle kry die simbool dubbelstreepie R. Reële getalle is maar net soos wat die naam sê, reël of in Engels reël. So dis alle getalle wat regtig bestaan.
Dis alle getalle wat jy regtig waar aan kan dink, wat regtig waar bestaan en wat ons in ons daaglikse lewe mee te doen kry. Teenoor reële getalle staan nie reële getalle. As 'n getal nie reëel is nie, met ander woorde as 'n getal nie regtig bestaan nie, dan is die getal by die aard van die saak imaginair of in Engels imaginary. Nie reële getalle kry die simbool R, dubbelstreepie R, met 'n afkappingsteken. Goed, so wat is 'n nie-reële getal? Hoe lyk 'n nie-reële getal? 'n nie-reële getal, 'n voorbeeld daarvan is die vierkantswortel van -1. In wiskunde wat ek heelwat later sal verduidelik, sal ek vir jou wys dat die vierkantswortel van -1 nie bestaan nie. Maar net gou-gou vinnig. Wanneer ons het 1 maal met 1, dit is ook 1. En gestel ons het -1 maal met -1. Dit is dieselfde ook as 1. So, die definisie van 'n vierkantswortel is mos een getalletjie gemaal met homself moet vir my die binnekant van die vierkantswortel gee. Maar daar is geen kombinasie van getalletjies wat ek met mekaar kan maal om vir my die binnekant van die vierkantswortel te gee nie. As ek 1 met 1 maal, dan kry ek 1 en 1 is nie dieselfde as -1 nie. En as ek -1 met -1 maal, dan kry ek ook 1 en dit is nie dieselfde as 1 weer eens nie. So, die vierkantswortel van -1, daai getal bestaan nie. Ons moet onsself verbeel dat die getal bestaan. So, die vierkantswortel van -1 word genoem 'n imaginêre getal en ek kry 'n simbooltjie I wat dan aandui dat die getal imaginêr is. Kom ons som nou gou op wat ons tot dusver gedoen het. Ons getallestelsels begin by die natuurlike getalle. Natuurlike getalle is alle getalle wat jy in die alledaagse lewe aantref. 5 stoele, 1 tafel, 12 eiers, 4 wiele, 10 tone, ensovoorts, ensovoorts. Saam met dit definieer ons die versameling 0. En die versameling 0 laat ons toe om telgetalle te vorm. Telgetalle is dan dus 0, 1, 2, 3, ensovoorts tot by 10. En dan daarvan af weer 11 en 12, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Goed, so die versameling 0 laat my toe om telgetalle te vorm wat ek dan kan gebruik om wiskundige sommetjies te doen op 'n makliker manier, sodat ons almal kan lees en verstaan. Saam met telgetalle word negatiewe getalle dan gedefinieer. Negatiewe getalle. En die kombinasie van telgetalle en negatiewe getalle gee vir my versameling van heelgetalle. Heelgetalle is dus alle getalle wat heel is, met ander woorde nie breuke is nie, nie desimale nie, vanaf min oneindig tot by oneindig toe. Goed, hiervan af vertak my getalle en dit vorm rasionale getalle en dit vorm irrasionale getalle. Nou, rasionale getalle, soos ons gesê het, enige getal wat jy kan uitdruk as 'n verhouding van 2 heelgetalle. En onthou, 8 is byvoorbeeld ook 'n rasionale getal, want ons kan sê 8 is die verhouding van 8 op 1. Hier het ek 'n heelgetal, heelgetal, hier het ek 'n heelgetal, heelgetal, heelgetal. So, almal van hulle is dus rasionale getalle ook. Irrasionale getalle is dan die getalle wat ons nie kan uitdruk as 'n verhouding van 2 heelgetalle nie, en sluit in voorbeelde soos pi of die vierkantswortel van 2. En verder kan ons sê, al die getalle vorm deel van my versameling van reële getalle, en verder
teenoor reële getalle is nie reële getalle. Nie reële getalle is getalle wat nie regtig bestaan nie. Ek moet my verbeelding gebruik om hulle uit te dink. En dit is byvoorbeeld die vierkantswaarde van -1. Met hierdie dan die opsomming van ons getallestelsels. En hierdie getallestelsel gebruik ons om ons getalletjies te klassifiseer, sodat wanneer ons die wiskundige taal met mekaar praat, ons almal weet wat ons sê en ons almal die taal kan lees en dit kan verstaan. Ek hoop met hierdie videoetjie kon ek vir julle mooi verduidelik wat getallestelsels is en wat alles ingesluit word in ons getallestelsels en ook hoe ons verskillende getalle kan klassifiseer. In my volgende video gaan ek vir julle alles verduidelik rondom negatiewe getalle. So skakel gerus. Baie dankie vir julle aandag. As julle enige vrae het rondom getallestelsels, enige voorstelle ook het of net kommentaar wil lewer, doen gerus so in die comment seksie hieronder. Baie dankie. Hoop julle geniet julle dag verder. Totsiens.